skriflesing kom uit 2 verskillende gedeeltes in die woord van God. Ons gaan lees uit 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 27. Dan gaan ons ook lees uit Hebreërs 12. Vir die van u wat wil saam lees, ek herhaal net vinnig. 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 27 en Hebreërs 12 vers 1 en vers 2. Ek lees graag vir ons voor. Die eerste gedeelte wat ons saam lees is 1 Korintiërs 9 vanaf vers 24. Weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan so dat julle die prys kan wen. Almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ontsê hulle self allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons 'n onverganklike kroon. Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie. Ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie, maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. Dis ons eerste gedeelte, dan Hebreërs 12 verse 1 en 2. Die opskrif, die oog moet op Jesus gefestig wees. Terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat voor ons lê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat in hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Gemeente, ek lees vir ons tot sover. Geseënd is elkeen wat die woord van God hoor en wat sy en haar lewe daarvolgens dan inrig. Gemeente, vandag wil ek hê jy moet 'n vraag in gedagte hou. Nou eers wil ek vir julle 'n beeld skep. Ek sien 'n rugbyveld voor my. Groot rugbyveld. Aan die een kant is daar 'n paviljoen. Aan die ander kant is daar ook 'n paviljoen. Daar is 'n kleedkamer en daar's 'n gedeelte waar jy kan gaan stort. Dan sien ek ook iemand wat besig is om hierdie wedstryd wat plaasvind op hierdie rugbyveld te aanskou vanaf die gemaksone van hulle televisie. Waar plaas jy jouself? As hierdie rugbyveld jou geloofslewe was, waar plaas jy jouself? Is jy tans besig om op die veld vir God te werk, deel te wees van die wedloop van die lewe, die stryd, saam met God te stry? Is jy 'n toeskouer wat kyk, hierdie is wat aangaan in almal se geloofslewe, ek wil tog net deel wees nie, maar ek wil kyk. Is jy al besig om kleedkamer toe te gaan, want jou wapenrusting, iets het gebreek, of iets is vuil, of jy kry te warm, jy het gou gaan stort? Of rus jy dalk in die rusbank? Of sit jy daar waar die reserve sit? Jy gee iemand anders vir 'n kans tyd, om ook te speel, om ook deel te wees van die stryd.
As ek en jy ons voorstel, ons is by Loftusversveld of Ellis Park. Dis die Currie-beker finaal, die skare brul, die bal word ingegooi, die voorspelers storm vorentoe, die agterlyn sny net deur die lyne. Maar tussen al hierdie aksie, sien ek en jy Eben Etzebeth sit daar op die paviljoen. Hy is veronderstel om op die veld te wees. Dit hoort mos nie so nie. Baie van die spelers is nie op die veld nie, maar die wedstryd het begin. Daar's net 3 manne wat speel. Iemand sit by die huis, hy sy trui aan, maar hy sit en kyk van die televisie af. Dit is mos nie normaal nie. Die vraag is vandag, sit jy as 'n toeskouer en kyk na die geloofslewe? Of is jy 'n speler in die stryd? Die geloofslewe is 'n kontaksport. Dis nie 'n kyksport soos golf nie. Dit is soos rugby. Jy word getackle, vasgedruk. Jy's deel van die skram. Jy bloei, jy's vol blou kolle as jy van die veld afstap. Maar jy staan weer op. Geen nie om of jou neus bloei of jou arm gebreek is nie. Baie spelers besluit, ek wil opstaan, ek wil aangaan. God is nie op soek na toeskouers nie. Hy is op soek na mense wat wil speel, wat wil saam hierdie stryd stry. Waar bevind jy jouself? Jy sien die probleem is dat daar te veel toeskouers deesdae is. Ons kan dit sien, kyk hoe lyk die banke. Daar's te veel toeskouers. Mense wat eerder van ver af wil kyk hoe ander mense die werk van God probeer doen, sy koninkryk probeer sigbaar maak op aarde. Dis hoekom die ellende, die depressie, die moedeloosheid al hoe meer word. Want daar is minder mense wat besef, ons moet saam met God hierdie stryd stry. Mense kom daar kerk toe, hulle hou van die musiek, hulle sing lekker saam, of hulle gaan like 'n Bybelversie, of hulle deel Christelike boodskapies. Hulle sê amen nadat die dominee gepreek het. Maar vertrou hulle werklik God? Ek kyk na myself. Vir hoeveel oomblikke in hierdie tyd het ek getwyfel of die kerke gaan oorleef? Die finansiële druk, die druk op my, op die kerkraad. Hoeveel keer vertrou ons nie God met ons finansies nie? Hoeveel keer vertrou ons hom nie met ons verhoudinge nie, ons tyd? Ons wil keuses uit ons eie uitmaak. Maar intussen het die wedstryd reeds begin en die sirene het nog nie geblaas dat dit die einde van die stryd is nie. Ons moet net begin om te glo. Ons moet net begin om intentioneel te kies om saam met die Here hierdie stryd te stry. Ek sê nie ons mag nie moeg raak nie. 'n baie goeie voorbeeld is, dit gebeur, dat 'n kerkraadslid regtig voel, hy het sy werk gedoen. Dis nou tyd vir iemand anders om die werk te doen. Dan gaan sit daai kerkraadslid in die reservebank. Daar's niks daarmee fout nie. Hulle is nog steeds daar, hulle is nog steeds betrokke. Hulle gee iemand anders die tyd om te dien, om besig te wees daar in die skram, om die blou kolle te vat, om 'n neus te hê wat bloei. Die Here is die een wat reeds vir ons gewen het. Die doel met hierdie wedstryd is dat ek en jy moet besef ons het 'n keuse. En daardie keuse begin by Lukas 6. Lukas 6, waar Jesus vir sy disippels verduidelik, dit begin nie by hoe slim jy is nie, dit begin by om lief te hê. Nie net sekere mense lief te hê nie, selfs jou vyand lief te hê. Om jou wang te draai, om anders te wees as die wêreld. Om tot seën te wees. Wanneer
stryd stry, dan is jy tot seën. Dit is jou doel, om 'n seën te wees vir ander. Waar lees ons oral in die woord van God oor om te seën? Ons lees in Genesis 12 vers 2 tot 3. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. En jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en wie jou vervloek sal ek vervloek. In jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Hoor mooi, God praat met Abraham. Hy is nog kindloos, hy's 'n rondtrekker, hy's 75 jaar oud. En God maak 'n verbond. Die seën is veelvoudig. Jou nageslag gee, land gee, ek sal jou beskerm, maar die klimaks is nie Abraham se persoonlike voorspoed nie. Dit is die opdrag. Jy moet tot seën wees. Barak. Barak is 'n imperatief, met ander woorde, dit is 'n bevel wat God gee vir Abraham. Die klem is nie op God wat hom seën nie, maar die klem val op jy moet tot seën wees. Jy, Abraham, moet tot seën wees. Paulus wys later in Galasiërs 3 vers 8 en 16 dat hierdie belofte wat God en Abraham maak so ver strek dat Jesus Christus self deel van Abraham se nageslag is. So God het aangehou om hom te seën. Hoekom? Want hy was tot seën verander. God se seën is nie die einddoel nie. God se seën is missiegedrewe. Hy seën sodat jy tot seën kan wees. Hy seën sodat jy tot seën kan wees. Dalk moes Abraham buite sy gemak so nou optree, maar hy was tot seën vir ander. In Handelinge 20 vers 35 lees ons: Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here moet onthou dat hy gesê het, dit is saliger om te gee as om te ontvang. Paulus groet die ouderlinge in Efese vir die laaste keer en hy self het met sy hande gewerk. Hy was 'n tentmaker, sodat hy niemand tot las kan wees nie en self die swakkes kon ondersteun. En hy haal hierdie woorde van Jesus aan en hy sê, dit is saliger, dit is makarios. Makarios kan vertaal word as dit is gelukkiger, dit is meer vervullend om tot seën te wees vir ander. Dit is saliger om tot seën te wees vir ander. So dit is gelukkiger om te gee as om te ontvang. Die konteks is in diens op 'n opoffering. Wanneer jy die pad na vreugde soek, moet jy weet dit gaan gepaard met opoffering. Paulus het self gewerk. Hoekom? Sodat hy op niemand las was nie. Sodat hy self die swakkes kon ondersteun. En hy erken Jesus se woorde is waar. Dit maak 'n mens gelukkiger om te gee as om te ontvang. God seën die gewer dubbel. Wanneer jy gee, is jy gelukkig. Hoekom? Daar is iets wat gebeur, iets kom in beweging. Dit is duidelik dat die Here met jou praat, jy moet hierdie doen. En jy beleef die Here naby. In Spreuke 11 vers 25 lees ons, wie ander verkoop, word self verkoop. Die siel wat goed doen, sal verkoop word, en wie water gee, hy sal ook self nat gemaak word.
Hierdie is deel van die wysheidsliteratuur. Hulle praat spesifiek oor boerdery. Hier wil daar gesê word in die beeld van landbou, dat jy gee water aan plante, deur die emme, deur besproeiing, en die plant groei, en jy ontvang ook water, reën, oes, welvaart. Selfs deur om te gee oor die natuur, is die eindresultaat dat die Here omgee oor jou. As jy gee, gaan jy ontvang. Dit het nie te sê dat dit 'n model is waar as jy gee, dan moet die ander persoon gee. Daar's nie 'n moed aangekoppel nie. Anders is die genadefaktor totaal en al weg. Dit is amper soos 'n hartse klop. Die bloed wat so vloei, die drukking daarvan. Soos water in 'n kanaal, as dit by die eerste plaas stop, droog alles daarna af. Soos bloed in jou liggaam, as dit nie pomp nie, sterf die liggaam. En so is die Heilige Gees. Hy word nie gegee sodat ons vol kan word en sit nie. Hy word gegee sodat strome lewende water uit ons binneste kan vloei. Sodat ons tot seën kan wees vir ander. Sodat ons tot seën kan wees. Die Here seën Abraham, want hy is tot seën. En so hou dit aan. Abraham was besig om aktief te speel in die wedstryd. As jy op die paviljoen sit, is jy bewus van wat werklik op die veld aangaan? Sien jy waarmee die Here besig is? God se guns kom nie net in die vorm van geld of materiële dinge nie. God se teenwoordigheid is 'n seën. Soveel keer het ek al gehoor, dominee, die Here seën my nie. Wonderwerke gebeur van en dan. Ek sien nie 'n wonderwerk in my lewe elke dag nie. Maak so. Elke een van daai is 'n wonderwerk. Voel bietjie daar. Loop. Daai is 'n wonderwerk. Die Here doen 'n wonderwerk vir jou meer as elke sekonde van die dag. Doen hy 'n wonderwerk vir jou. So ek stem nie saam as iemand vir my sê die Here doen nie wonderwerke elke dag nie. Hy doen baie wonderwerke op 'n dag. Hy is teenwoordig in jou lewe. Hy gee jou asem. Hy laat jou hart klop. Hy is by jou. Sy guns is met jou. Hy gee jou krag wanneer jy dit nodig het. Hy laat jou vreugde beleef. Hoeveel keer 'n dag beleef jy nie die vreugde as jy om jou kyk nie? Of iets gebeur wat jou werklik so oorweldig soos wat ek oorweldig was die week. God se seën is onderwerp aan vloei. Dit moet vloei. Dit moet vloei. Jy moet nie vir my vertel, as dit nie goed gaan met jou, dat jy nie goed wil wees vir ander mense nie. As jy op die paviljoen sit, kom veld toe. Ek soebat jou, as jy op die bank sit en sê, Here, ek is gereed om te speel. Sê vir hom dat hy jou in die span sit. As jy moeg is om op die veld die hele tyd te werk, gaan rus. Gaan rus, jy mag rus. As jy voel jou arm is gebreek, praat met die Here. As jy 'n blou kol
struggle het wat jy dink te erg is vir jou om te hanteer, praat met die Here. Maar ek daag jou uit. Daag jou uit, soos wat ek my finale jaar laas week uitgedaag het. En hy het vir my gesê, Dominee, dit was amper 'n onbegonne taak. Doen een geloofsdaad hierdie week. Wees tot seën vir een mens. Vir een mens. Dit hoef nie finansiëel te wees nie. Dit kan 'n vreemdeling wees wat jy groet. Ek daag jou uit. Doen een geloofsdaad hierdie week. Wees tot seën vir enige iemand, een persoon. Die Here roep ons op. Kom ons staan op. En kom ons stry saam die goeie stryd. Amen. Kom ons bid saam. Here almagtige God, vandag kom staan ons voor U en ons wil juig en bly wees, Here. Daar is geen God behalwe U nie. U is 'n lewende, waaragtige, werklike, alomteenwoordige God, wat goed is vir U kinders. Here, vergewe ons daar waar ons twyfel. Vader, U is die een wat hierdie deure oophou. U is die een wat besluite neem vir hierdie span. Here, ek vra dat ons elkeen die bereidheid in ons harte sal hê om op daai veld deel te wees van U wedstryd. Om 'n goeie stryd te stry, dat ons die koninkryk werklik sal maak op aarde, dat ons anders sal wees as die wêreld. Here, ek vra dat U ons leer en ons laat besef, ons hoef nie die Bybel op die vingers op ons vingerpunte te ken. Ons moet begin deur te leer om lief te hê, om tot seën te wees vir ander, om te luister wanneer U praat en te reageer. Here, U seën ons so baie. Ons het so baie om voor dankbaar te wees. Vader, laat ons 'n behoefte hê hier binne in ons harte om tot seën te wees vir ander. Amen.